Dis heerlik om saam met jou te kan wees. Ek is besig met 'n reeks oor seisoene en spesifiek oor wintertyd in ons lewe. En ek wil vandag met jou praat oor die tema wintertyd is snoeityd. Nou in die vrugte en wingerdboerderye is wintertyd inderdaad snoeityd. Wanneer die blare en die vrugte af is, word die bome deur die snoeiers bygedam. Waterlote wat net die krag van die boom dreineer en geen vrugte gaan dra nie, word afgesny. Hier en daar word 'n tak afgesaag wat die boom se vorm benadeel. Takke met te veel blomoogies word uitgedun of korter gesny sodat die boom hom nie self dooddra aan 'n klomp klein onderontwikkelde vruggies nie. Is dit nie opmerklik en veelzeggend dat Jesus in Johannes 15 vers 1 en 2 so duidelik praat van hierdie snoeiery nie? Hoor net 'n bietjie wat sê hy daar. Hy sê ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Miskien begin jy nou verstaan waarom sekere dinge uit jou lewe weggeneem is en dat dit met pyn gepaard gegaan het. Snoei impliseer immers pyn. Miskien het jy dit nie toe verstaan nie, maar dalk moet jy by introspeksie erken dat daardie dinge jou verhouding met die Here belemmer het en jou produksie gekortwiek het. Dis die dinge wat gewoonlik in die winters van 'n mens se lewe plaasvind. Dis 'n tyd wanneer daar skoongemaak en ongewenste dinge verwyder word. Want daar lê 'n lente en somer voor, wanneer jy gaan uitvind dat jy nou meer vrug vir die Here gaan dra. Vrugte wat jy vroeër nie kon dra nie. Hoeveel keer het ek nie al in my eie of in ander mense lewens teëgekom dat 'n mens uit so 'n wintertyd van snoei en loutering kom met 'n verdieping in jou lewe en met geestelike en karakterkwaliteite wat jy vroeër nie gehad het nie. Dit was egter nodig dat jy eers gesnoei word. Maar daar is ook 'n ander baie belangrike beginsel ter sprake oor winters. In die winter skuif die fokus na die wortels. Ek het eenmaal iets interessants gehoor, naamlik dat 'n meerjarige boom of plant gedurende die wintertyd sy groeikrag na sy wortels stuur. Terwyl die boogrondse deel van die boom dus in die winter rus en selfs lyk asof dit dood is, verskuif die groei onder die oppervlakte, na die wortels. Dis in hierdie tyd dat die wortels dieper groei en verder reik in 'n poging om by nuwe en meer voedingsstowwe en waterbronne uit te kom. Na die winter gaan die lente en somer immers volg en gaan daar benewens die behoefte van 'n boom wat nog groter gaan word as die vorige seisoen, meer vrugte wees wat voortgebring en gevoed moet word. Dis waarom jy vind dat vrugteboere hulle boorde met die oog op die winter sekere voedingsstowwe gee, sodat die boom homself tydens die winter kan voorberei vir die beste moontlike drag in die volgende seisoen. Nou 'n ander rede waarom die wortels gedurende die winter wyer en dieper en sterker groei, is omdat die boom gedurende die komende lente en somer groter gaan groei. Sy takke swaarder en sy vrugte meer gaan wees. Die groter vrag gaan groter eise aan die wortelstelsel stel, om die boom vas te hou as die winde waai en die storms woed. As ek dit nou in 'n neutedop kan stel, alhoewel die boom of plant gedurende die winter nie bogronds groei nie, en oënskynlik in 'n rusfase ingegaan het, vind daar wel groei plaas, maar hierdie groei is diep, onder die oppervlakte, daar waar 'n mens se oog nie kan sien nie. Nou jy mag vra, watter betekenis hierdie inligting nou vir my en vir jou het, met al die negatiewe konnotasies wat die winterseisoene in ons lewens ook al vir ons mag hê, is dit so belangrik om te besef, dat God ook 'n doel het met die winters in ons lewe, en dat winters nie betekenisloos is nie. Soos in die natuur, is God ook op 'n besondere manier in ons lewens besig in die wintertye van ons lewe.
Dit is die tye wanneer God diep werk. As dit ware onder die oppervlakte, aan ons karakter, aan ons diepste menswees. Dikwels is ons so besig tydens die ander seisoene van ons lewe, so opgeneem deur die uitdagings, suksesse en voorspoed, dat ons nie stil genoeg raak, dat die Here diep in ons lewe kan reik nie. Ons mis die Here dikwels, omdat ons te besig gedurende ons somertye is. God deel nie met ons sommer so in die hardloop nie. Dis waarom wintertye, wanneer dinge dikwels weens omstandighede in ons lewe tot stilstand kom en ons regtig stil raak, dat die Here dinge vir ons en in ons kan doen, wat andersins nie sou gebeur het nie. Dis dan wanneer die Here ons tot hier in ons diepste menswees kan aanraak, verander en genees. In my eie lewe kan ek aan sulke tye dink. Dit was soms in die moeilikste tye van my lewe, as dit ware krisistye, toe die koue winterwinde my amper tot paniek gedryf het, dat die Here ook van sy mees diepgaande en blywende werk in my lewe gedoen het. Dit is verstaanbaar. Faktore en omstandighede wat met die winters van ons lewe gepaard gaan, maak 'n mens broos en kwesbaar en ontvanklik. Dis in sulke tye dat 'n mens makliker luister en oorgee en die Here meer gereedelik toelaat om sy volmaakte wil in ons lewe te verwesenlik. Weliswaar is hierdie handelinge van die Here nie lekker of maklik nie, maar is altyd nodig tot ons eie beswil en bo alles tot sy eer. Nou wil ek jou vra, is die Here nie dalk besig om diep in jou lewe onder die oppervlak te werk nie? Kom ons bid. Here, U praat met ons deur die Gees, deur die woord. En Here, as U Gees my diep geraak het hier binnekant, as ek besef dat my winter en die stiltyd nie sonder betekenis is nie, hierdie tyd van swaar kry en pyn en smart, dan wil ek bid, Here, terwyl ek swak en verwese en kwesbaar is, doen U werk, die werk wat nodig is, hier diep binne in my lewe. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Sterkte, seën vir jou.